Goeiedag, liewe kyker, baie welkom by hierdie week se Bybelstudie geleentheid. Ons is nog steeds besig met die boek Romeine en vandag kyk ons daarvan Romeine 12, van Romeine 5 van vers 12 tot en met einde vers 21 gaan ons stil staan. Dit is 'n baie besonderse gedeelte. Onthou, Paulus is besig om ietsie oor sy teologie aan ons bekend te maak, sy denkwyse en die manier hoe hy die evangelie natuurlik oordra aan die ongelowiges, heidene sowel as Jode, maar veral aan die heidense gemeenskap, menende, Grieke en mense van Grieke, Romeine en wie ook al. Hy wil vir ons kom vertel hoe belangrik Christus is. En in hierdie gedeelte gaan ons sien hoe hy Adam as verteenwoordiger van die mens, die eerste mens, gaan afspeel teenoor Christus. En mens kan dit eintlik in 'n vergelykende tabel sit. En dis 'n baie besonderse gedeelte. En maar voordat ons verder gaan, kom ons sluit die oë en dan bid ons net saam. Vader, baie dankie vir 'n wonderlike geleentheid om besig te wees met u woord en uit die woord uit te lees en dan ook toegerus te word deur die Heilige Gees. Heilige Gees, ek kom bid dat elkeen van ons wat na hierdie boodskap luister, dat U met ons sal werk nou op hierdie oomblik en dat U inkom en kom verander waar dit moontlik is, waar U dink dit nodig is en kom openbaar hierdie woord aan ons, maak dit vir ons baie eenvoudig en baie duidelik, sodat ons waarde hieruit kan put vir ons pad vorentoe. Baie dankie Christus vir dit wat U vir ons gedoen het en die vryspraak wat ons kon kry deur U kruisdood. Dankie daarvoor, ons loof en prys U. In die naam van Jesus bid ek dit. Amen. Nou die teks gaan op jou skerm verskyn, die 1983 vertaling. Kom ons val weg en ons gaan vers vir vers gaan ons kyk na hierdie gedeelte. Hy begin deur te sê, verder nog dit. Deur een mens het die sonde in die wêreld gekom en deur die sonde die dood. En so het die dood tot al die mense deurgedring, omdat almal gesondig het. So hy kom begin en te sê, Adam is die eerste verteenwoordiger van die mens, die eerste mens, kom ons sê die alfa. Hy is die begin en hy sê, omdat Adam en Eva ongehoorsaam was, jy kan daai hele verhaal gaan lees daar in Genesis 2, Genesis 3, kan jy daai verhaal gaan lees van hulle ongehoorsaamheid en die gevolge van die ongehoorsaamheid is dat daar verwydering gekom het tussen hulle en God. En daardie verwydering noem Paulus dan ook in ander gedeeltes, teksgedeeltes, noem hy, dis eintlik die sonde bring verwydering tussen my en God, maar die resultaat, die eindresultaat van sonde is die dood. Dit is weg van God af. Dis nie die lewe wat God beplan het nie. En dit is wat hy hier sê. Hy sê, deur die een mens, deur Adam, Eva, maar deur Adam het die sonde in die wêreld gekom, het daar verwydering gekom, want God het toe mos nou die mense uit die tuin van Eden uitgestuur en gesê, goed, gaan werk, jy weet, in die sweet van jou aangesig, sal jy leef, ensovoorts. En God het alles probeer, want dit is wie hy is, 'n genadige God, om daai verhouding tussen mens en homself weer te versoen. En eintlik wat Paulus kom sê, Christus het dit volledig kom regkry, om daardie verhouding te kom versoen. Hy sê, die sonde het ingekom, die dood het ingetree, daarna het dit gegaan van generasie na generasie, wat die mens dan eintlik dan ook gesterf het, fisiese dood gesterf het, ook die vermoë gehad het om verwyder te wees van God, eintlik geestelik te sterf. So, deur een mens het dit ingekom. En dan gaan hy sê, die sonde, vers 13, was al in die wêreld nog voordat die wet van Moses gegee is. Want nou sê hy, die wet van Moses het kom sê, jy mag nie dit doen nie en jy mag nie dat doen nie. En as jy dit of dat doen, as jy teen hierdie, kom ons sê die 10 gebooie oortree, dan oortree jy die wet van God. Dan is jy strafbaar voor God. Dit word geklassifiseer dan as sonde. Maar nou sê hy,
Want onthou, hy praat hier ook met die Jode, en die Jode het baie vasgehou aan die wet van God, en nou sê hy vir hulle, nee, die sonde het al eintlik, die verwydering tussen mens en God, die mens wat oortree het al voor die wet van Moses al in hierdie wêreld ingekom. En dan sê hy, vers 14, nietemin het die dood heerskappy gevoer. So, want dit was daar, dit was sentraal in alles, die geestelike dood, die fisiese dood, en dan sê hy, nietemin het die dood heerskappy gevoer van Adam af tot by Moses, ook oor mense wat nie gesondig het, op dieselfde manier as die waarop Adam oortree het. Hy sê dit het hierdie dood, hierdie sonde het 'n impak op al die mense gehad. Wat die mens eintlik soos wat Adam en Eva nie vir God gekies het nie, dat die mens daarvandaan van nature eintlik nie vir God kies nie. En is God se inwerking in hulle lewe wat dan maak dat hulle éventueel vir hom kies. En dis wat die sonde wat van generasie na generasie vanaf Adam deurkom, is dat ons van nature nie vir God kies nie, maar ons smag eintlik na 'n opperwese. Ons smag eintlik na God, wat eintlik daai stukkie van daai legkaart in ons lewens kom vul, en wat ons lewens dan verander. Want is net God, deur die kruisdood van Jesus, wat vir my en jou ware lewe gee. Die lewe, soos wat God aanvanklik bedoel het. Nêrens anderste kan ons dit kry nie. Ja, daar's mense wat dit gaan soek op ander plekke, maar hulle vind dit nie. Hulle vind dit nie in hulle leierskap, in hulle werk, in verhoudings, of finansies, of wat ook al nie. Ons kry dit nêrens anderste nie. Die lewe, soos wat God bedoel het, is net te vind in Christus. En dit is wat Paulus hier vir ons sê, en dan ook verder in Romeine vir ons kom sê. Dan kom sê hy, goed, want hy wil by Christus uitkom. Hy sê, dan, daar is 'n ooreenkoms tussen Adam en hom wat sou kom. Dit is Christus. Hy noem Christus dan eintlik maar die tweede Adam. Maar met die genadegawe, dit is nou by die tweede Adam, by Christus, is dit anderste as met die oortreding. Deur die oortreding van een mens het baie gesterf. Dit is nou Adam. Deur Adam se oortreding het die mensdom, het die dood ingetree, het verwydering van God ingetree in die mensdom. So baie het gesterf. Maar die genade van God en die gawe wat deur die genade van die een mens, Jesus Christus, gekom het, is veel oorvloediger aan baie geskenk. So hy sê, deur Christus wat die tweede Adam is veel meer aan my en jou geskenk, oorvloediger, die genade. En as hy praat van die genade, is dit die vryspraak, is dit om die verhouding weer met God te kan herstel. Want onthou verlede week het ons gesê Romeine 5 vers 1, God het ons dan nou vrygespreek deurdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus. So daardie verhouding is weer herstel. Goed, kom ons gaan aan. Vers 15, kom ons lees net weer, maar met die genade is dit anders as met die oortreding. Deur die oortreding van een mens het baie gesterf, maar deur die genade van God en die gawe wat deur Christus, wat deur die genade van die een mens, Jesus Christus, gekom het, is veel oorvloediger aan ons geskenk. Vers 16, en met die gawe van God is dit anderste as met die sonde van een mens. So, hy sê, dis heeltemal anderste. Die tweede Adam wat Christus is, dit wat hy kom gee, is heeltemal anderste as wat die eerste Adam vir ons kom bied. Op die oortreding van die een mens het die oordeel gevolg. Op die oortreding van Adam het die oordeel gevolg. Dis sonde, is verwydering van God. Dit het oordeel gevolg en dit het tot veroordeling gelei. Maar op baie oortredings, al die oortredings van die mens, sê hy, het die genadegawe gevolg, hierdie tweede Adam, Christus se kruisdood, gevolg, en dit het tot
vryspraak gelei. Dit wat ons nou gelees het ook in Romeine 5 vers 1. Ne? So Christus bring vryspraak, hy bring die nuwe lewe. Deur die oortreding van die een mens het die dood begin heerskappy voer. En deur hierdie een mens, maar deur die een, Jesus Christus, is veel meer bereik. Hier sê hy dit. Die wat die oorvloed van genade en vryspraak as gawe ontvang het. Hy sê, deur Christus het ek en jy genade en vryspraak as gawe, as gawe ontvang. Is 'n geskenk wat aan ons gegee is. Weer eens kom dit uit op dit wat Paulus ook skryf in Efesiërs 2 oor sy teologie, wat hy sê, hierdie is nie iets wat ek kan verdien nie. Christus het dit uit genade uitkom doen, die vryspraak wat ek en jou ontvang het. En wat is die vrug, wat is die gevolg van daardie vryspraak? Verlede week het ons gekyk na wat is die vrug van die vryspraak, maar die gevolg is, kyk wat sê hy in 5 vers 17, hy sê dat ons sal lewe en heerskappy voer. En dit is vir my die mooiste gedeelte omtrent in die evangelie, want hy sê, deur Christus, wat as tweede Adam gekom het na hierdie wêreld, wat is die gevolg daarvan? Hy sê, ek en jy gaan lewe. Nou, in ons vertaling is dit net gewone lewe, maar hy beskryf dit in die Grieks as zoe. Dit wil sê, 'n God veranderende lewe. God wat ingekom het in jou lewe, Christus se kruisdood en my aanvaarding van sy kruisdood, het my lewe kom verander. My lewe weer kom terugvat na wat God aanvanklik bedoel het. En dan begin hy met jou die pad stap. Want dit is, as die Bybel praat van bekering byvoorbeeld, né? En dis om jou lewe te verander, beteken dit eintlik, wat hy eintlik sê is om vanuit God gebore te word. So hier het ek eintlik 'n nuwe lewe gekry, 'n nuwe geestelike geboorte vanuit God uit, nie vanuit 'n mens uit nie. So God het jou kom verander en jy kry die nuwe lewe. Maar dan sê hy ook vir jou en heerskappy voer. Nou interessant, as jy weer teruggaan na Genesis toe, dan sê hy vir jou daar in Genesis 1, ek dink is daar by vers 28 rond, dan sê hy vir jou, wat is die doel van die mens? Dat die mens moet heerskappy voer, dat die mens moet kan heers. En die sonde van Adam en Eva het veroorsaak dat iets van daai heerskappy verlore gegaan het. En nou sê hy, in Christus word daardie heerskappy herstel. Kry ek weer die autoriteit wat Christus aan my gee. En het ek autoriteit ook oor die duiwel. Goed, vers 18. Soos een oortreding gelei het tot veroordeling vir alle mense, so het een daad van gehoorsaamheid, dis ook gelei tot vryspraak en lewe vir almal. Sien, dood vir almal, Christus tweede Adam, bring vryspraak vir almal, né? Want hy was deur die gehoorsaamheid, want hy was gehoorsaam aan God, tot aan die dood. Die wet het bygekom om die oortredinge nog meer te maak, om vir ons te sê, dit en dat en daardie is verkeerd in God se oë. En hoe meer die sonde geword het, hoor hier die genade van God, hoe meer die sonde geword het, né, met die wet wat ingekom het, dan sê hy vir ons, hoe oorvloediger het die genade geword. So elke keer wen die genade, elke keer wen die vryspraak. Die vryspraak is meer as die oordeel. So God se lewens uitveer, om al ons verkeerde dade te kom uitvee, hou nie op nie. Hy hou aan daarmee, so die vryspraak oor jou lewe is groter, die genade is groter. Die doel was, dat soos die sonde deur die dood heerskappy gevoer het, die genade deur die vryspraak ook heerskappy gaan voer. So, deur die eerste Adam het dood heerskappy gevoer, verwydering van God, nie 'n geestelike verhouding met God nie, so sê hy kom Christus, en hy kom herstel die verhouding, hy gee vir ons lewe, hy gee vir ons heerskappy, en dit vind alles plaas in hierdie vryspraak, omdat hy ons vryspreek. En hy sê vryspraak, dat die vryspraak ook heerskappy kan voer, en tot die ewige lewe kan lei, deur Jesus Christus ons Here. En daar het jy dit, wanneer hy sê,
Die ewige lewe kom deur ons Here, ons Kyrios, soos wat die Griek sê. Hy is ons Here, hy is my meester, en dit is Jesus die Christus, die Messias, die Verlosser, wat dit doen. En as hy praat van vryspraak, dan in die oorspronklike vertaling, dan praat hy ook van geregtigheid. Dis die regsposisie. Dus wanneer ek weer eens voor Christus verskyn, of voor God verskyn, dan is daar nie meer vir my veroordeling nie. My regsposisie het verander. Wanneer hy na my kyk hy deur die kruisdood van Jesus, en hy sien 'n kind wat vrygespreek is, 'n kind wat heilig is, 'n kind wat rein is. En dis die wonderlike van Christus se kruisdood, dat hy hierdie wat Adam kom doen het, die oortreding wat in die wêreld gekom het, die dood wat in die wêreld gekom het, het Christus as een mens dit kom verander, as verteenwoordiger van die mensdom. En mag jy ervaar in jou lewe ook hierdie vryspraak, en mag jy leef vanuit jou vrygespreekte posisie, vanuit hierdie genadegawe wat jy ontvang het, sodat jy werklik die lewe wat aan jou geskenk is, die nuwe lewe, die Zoe lewe, dat jy dit ten volle sal leef, en dat jy sal heerskappy voer, dat jy sal leef met autoriteit in hierdie wêreld, dat die duiwel wat jy wil wegrokkel van Christus af, dat hy dit nie kan doen nie, dat jy die autoriteit het in Christus oor hom. Mag jy deur die genade van die Here, mag jy dit regkry in jou lewe, en mag jy net daarin groei, al hoe meer daarin groei, hoe langer jy in hierdie wêreld is. Want Paulus skryf op ons daar in 2 Korintiërs, hy weet, ons word uiterlik vergaan, ons word uiterlik, dag vir dag word ons ouer, en ons nader aan ons dood, maar hy sê terselfdertyd, innerlik word julle van dag tot dag vernuwe. Mag jy dit ervaar ook. Gaan kyk gerus na die Bybelstudie hierna, en bestudeer die vrae, dink weer na oor hierdie teks, lees hom, want dit is so 'n belangrike gedeelte. En volgende week is ons by Romeine 6, net so belangrik. Romeine is 'n boek wat regtig baie teologie bevat, 'n boek wat ons moet ken, en 'n boek wat ons lewe regtig verander, en wat vir ons baie groeikrag gee. So voordat ons mekaar groet, kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Vader, baie dankie vir dit wat U in Christus vir ons gedoen het. Christus, dankie vir U gehoorsaamheid, en dat U mens kom word het, en dat U vir ons kom sterf het, en dat U daardeur ons vryspraak bewerkstellig het, dat U kruisdood 'n invloed het op al die mense. En dankie dat ons deur in U te glo en aan U gehoorsaam te wees, dat ons die lewe kan kry en heerskappy kan voer. En so bid ek vir elkeen wat luister, dat hulle die belangrikheid van U sal besef, sodat hulle kan lewe en heerskappy voer, en in U koninkryk 'n verskil maak. Baie dankie vir die liefde, wat ons ook hierin weet teenwoordig is. In Jesus naam bid ons dit. Amen. My gebed is dat jy 'n geseënde week sal hê, dat jy sal uitgaan en 'n verskil gaan maak. En omdat jy 'n geseënde is, gaan seën ook ander deur jou optrede en deur jou woorde. Groete, as die Here wil, gesels ons volgende week weer verder vanuit Romeine 6 uit. Totsiens.